Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot in the days of old lang syne? Far old lang syne, my dear, far old lang syne. We'll drink a cup of kindness, yeah, for the sake of old lang syne. 1 Januarie 2023, welkom. Dankie dat jy weer inskakel. Hartlik geluk! Jy het dit gemaak. Jy is nog 'n keer om die son. 4380 miljoen kilometer het jy afgelê. Ja, en ons is veel broser en meer uitgelewer as wat ons besef en tog het jy en ek het gemaak, né? Om te dink, né? 15.000 mense sterf jaarliks op ons paaie. 250.000 word ernstig beseer. Plus minus 24.000 mense word in ons land jaarliks vermoor. Dan is daar nog COVID en ander natuurlike siektes wat sy tol eis. Maar ek en jy het dit gemaak. En dis natuurlik nie alles uit eie toedoen nie. En dit stem ons tot dankbaarheid. Diepe dankbaarheid vir uitgespaarde lewens. Nietemin, ek wens vir jou en jou geliefdes 'n baie voorspoedige, gelukkige, mooi 2023 toe. En hier is ons alreeds so wat 9 ure in die nuwe jaar in, kan jy dit glo? 1 Januarie 2023. Die maand Januarie is vernoem na die Griekse god Janus. Janus het die poorte van Rome bewaak. So hy was die god van deurgange, hekke, van die een kant na die ander, een bedeling na ander. En Janus word so uitgebeeld, met 2 gesigte. Die een kyk terug, die verlede in, en die ander een vorentoe die toekoms in. So binne die Griekse mitologie was hy die god van nuwe horisonne en nuwe geleenthede. Op 'n psigiese vlak het Janus persoonlike groei en ontwikkeling versinnebeeld. Die oorgang van 'n ou bedeling na 'n nuwe bedeling. En natuurlik groei en ontwikkel ons almal op 'n deurlopende basis, hopelik. Maar dit is met jaarwending dat ons Janus word. Dis dan wanneer ons terugkyk en vorentoe kyk en die sentimenteles onder ons kyk na ou foto's en gesels oor die ou dae. En so neem ons afskeid van 'n jaar uit ons lewens uit. En ons skud terselfdertyd ons vure reg vir 'n nuwe jaar. Met nuwe geleenthede en nuwe uitdagings. Maar dis baie belangrik dat ons uit stewige wegspringblokke sal wegspring vir 2023. Om hier en hier jouself op die regte plek te bevind. Iemand vra my nou onlangs, as jy kon kies om op die plek van jou drome wakker te word, waar sal dit wees? Saam met wie sou jy wou wakker word?
Wat sou jy wou sien en hoor en proe en ruik? Nou ja, ek het al die geleentheid gehad om ander horisonne te beleef, asemrowende plekke te sien, fancy hotelle, vreemde reuke, smake, stemme, gesigte. En van die ervarings was heel opwindend. Ek onthou byvoorbeeld die eiland daar in Indië met die naam Kerala. Het staan bekend as die backwaters. Dit is 'n goeie ervaring, so 'n klein eilandjie met 'n ou fort, 'n hotel. En daar het ons gesit en kyk na die ongelooflike sonsondergange. En ek onthou die soldervertrek in die houthuisie in die Alpe, en die reënwoude in die noorde van Thailand, en Chobe, daar bo in Botswana, en die Swartberge in die Boland. En partymal dink ek aan die innige geselskap en die samesyn van lewensmaats en vriende en familie. Ja, maar om wakker te word met 'n uitsig op die Magaliesberge en die reuk van vars gemaalde koffie met ou Yoda en Hera, ons krullaar terriers wat op die bed spring, en die opgewekte stem van die vrou met wie ek volgende week in huwelik tree, dis eintlik my droom vir 2023. So ek sien eintlik vreeslik uit na wat ek is. Om dus te wees, presies wat ek nou is en waar ek nou is. Ek is gelukkig. En dit is my wegspringblok vir 2023. En 'n mens besef nie altyd hoe gelukkig en geseënd jy is om gelukkig te wees nie. Want, soos ek vroeër gesê het, dit is definitief nie net uit eie toedoen nie. Dalk in die woorde van ou koning Dawid, Psalm 16, die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Hoe dit presies gebeur het, en hoekom dit nou juis so moes gebeur, dit weet ek nie. Maar dis hoe dit is. En so het ek my meetsnoere en jy jou meetsnoere. En as jy mooi gaan kyk, sal jy sien, dit het vir jou ook op lieflike plekke geval. Dawid sê elders, ons ken dit so goed, Psalm 23. Nou ja, ek wy in groen weivelde. Want die Here is my herder, en hy laat my rus. Na waters waar vrede is, lei hy my heen. 'n soort innerlike bliss is 'n goeie wegspring vir 2023. Onthou julle vir Uyskriege? Uyskriege, die ou swerwer, digter, skrywer, na al sy omswerwinge, skryf hy hierdie gedig met die titel Plaashek. Na al die jare maak ek weer 'n plaashek oop. Waar het my paaie tog nie geloop om my hier by 'n hek te bring? Van al my waan gestroop, maar met my denke helder, en in my hart die hoop, die hoop. En die stilte in my is volkome, met niks troebels, niks verward. En ek lig die knip, en ek maak 'n hek oop in my hart. En dis dit, om gewoon net tuis te kom, en diep dankbaar te wees, tevrede te wees, vir wat jy het, en wie jy het, en waar jy is. Dit is 'n baie stewige wegspringblok vir 2023. Want, soos alle jare sal 2023 sy uitdagings inhou, met 'n goeie dosis van voor- en teëspoed,
opwinding, frustrasies, wins, verlies, seer kry, opstaan. Solank jou wegspringblok solied is en jy dankbaar is vir wie jy is en wat jy is en wie die pad saam met jou stap. Voorspoed vir 2023.